Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Water is iets wat sommige van ons elke dag as vanselfsprekend aanvaar, veral wanneer dit by skole en kinders kom. Maar nuwe toetse deur WaterCan het kommerwekkende resultate oor die gehalte van drinkwater by sommige skole in Suid-Afrika gewys. Ons gesels nou met Herman Meyer van WaterCan om meer hieroor te hoor. Welkom by Goeiemôre, good morning, Herman. Goeiemôre Ras en baie dankie. Ja. Herman, vertel ons kortliks wat WaterCan doen en waarom hierdie skolewaterprojek begin is. Ja, WaterCan het ontstaan uit Alta uit. Almal ken Alta, die organisasie wat die burgerlike samelewing kry om hulle 'n meer aktiewe rol te speel. En WaterCan het daai ontstaan en so 2 jaar terug het Dr. Ferial Adam en haar span die groot stap geneem om te sê, maar daar is genoeg van 'n rede vir WaterCan om op sy eie te bestaan. So WaterCan is nou so 2 jaar al 'n organisasie wat gemik is daarop om die kwaliteit van water in Suid-Afrika te help verbeter. So dit is waar WaterCan ontstaan het. En wat toe gebeur het is dat WaterCan was reeds by skole betrokke en ons het toe die Water Warrior Collective, ek het nie 'n lekker Afrikaanse vertaling daarvoor nie, maar die Water Warrior Collective begin. En dit is 'n groep organisasies, 'n groot groep skole landwyd wat 2 keer in 'n jaar water in skole toets op 'n georganiseerde manier om te begin om data oor water in skole te versamel. En die idee daar agter is daar's 3 ledig. Die een is ons moet weet hoe lyk die water in skole en is eintlik ironies om uit 'n sopnat Kaapstad uit te praat oor skole waar daar nie water is. Maar dit is belangrik om te weet want water soos onderwys is 'n reg wat elke mens in Suid-Afrika het en veral kinders. So onderwys en water is menseregte wat elke kind behoort te hê en dis ook 'n belangrike komponent van 'n goeie leeromgewing. So dit was die een. En die tweede doel daar agter is om die wetenskap wat kinders op skool leer 'n bietjie interessanter te maak, om hulle te leer om ook die wetenskap wat hulle in die een klas doen met die wiskunde wat hulle in die ander klas doen en die lewensoriëntering wat hulle in 'n volgende klas doen te integreer. Want op die ou einde is wetenskap net belangrik as dit mense help om iets in hulle lewe mee te kan doen. So hulle leer om wetenskap te gebruik, om dit te interpreteer en dan om iets daarmee te maak. En dit is die derde ding. Die derde ding is dat ons jong mense help en leer om verantwoordelikheid vir hulle eie hede en toekoms te neem. En so hulle speel 'n baie belangrike rol om ons as groot mense veral daaraan te herinner dat hulle die reg het tot 'n goeie leeromgewing. En deur dan hierdie water te toets, vir ons te wys wat in skole se water aangaan, help hulle om groter bewustheid daaroor te kweek en ook nie net bewustheid te kweek nie, dit help nie ons weet net dat daar 'n probleem is nie, ons moet iets daaraan doen. So hulle kommunikeer ook saam met ons met die owerhede en sê vir hulle hier is 'n probleem, julle moet iets daaraan doen. Dis julle verantwoordelikheid. Ek is bly jy het nou oor die toetse gepraat want julle resultate het gewys dat byna 1/3 van die skole vlakke van E. coli in die drinkwater gehad het. Hoe ernstig is dit? Ja, kyk, mens moet onthou dat ons het daar's meer as 24,000 skole in die land. Ons het maar 150 skole wat op die ou ende deelgeneem het. Dis 'n jong kampanje, dis 'n jong veldtog wat ons begin het, so dit groei elke jaar. Maar uit daai 150 skole uit kon ons toe op die ou ende 72 skole se resultate gebruik, want dit is ook belangrik dat ons dit wetenskaplik doen. En ongeveer 27% van daai skole het aangetoon dat daar E. coli in die water is. Nou dit is 'n baie groot probleem, want E. coli soos ons weet is 'n wat hulle in Engels noem 'n waterborne disease, of is die bakterie wat waterborne disease veroorsaak, wat beteken dat die water in daai skole is so swak dat dit kinders kan siek maak. Nou wat amper net so kommerwekkend is dat 'n groot klomp van daai water kom uit krane uit. Piped water soos hulle dit noem, dit beteken dis water wat eintlik uit 'n standhoudende bron uitkom wat veronderstel is om skoon water te wees.
Daar's ook water uit tanks uit waar daar ook E. coli betrokke is. Nou daar kan 'n mens nog sê ja, maar dit is veral dalk in droogtegebiede waar die water nie so gereeld aangevul word nie, die tanks is dalk nie skoon nie. Maar veral die kraanwater is nogal kommerwekkend, want dit beteken dat die water wat elke dag deur daai waterpype loop, is so swak dat dit kinders kan siek maak by die skool. En so dis deel van die kampanje om die veldtog om vir die onderwysdepartement en die plaaslike munisipaliteite te sê, julle het 'n probleem, doen iets. Ja, jy het genoem dat sommige van die besmetting moontlik verband hou met riool of septiese stelsel. Hoe gebeur so iets prakties? Kyk, ons weet dat die groot probleem in Suid-Afrika op die oomblik met water, soos wat ons die beerdkrag gehad het, is water op die oomblik 'n groot nasionale krisis. Daar's verskeie redes, maar die grootste rede daarvan is dat die watersuiweringswerke van dorpe word nie genoeg onderhou nie. Daar's pompe wat breek, daar's pype wat lek, daar's damme wat lek. En dan beteken dit dat van die water wat uit die rioolwerke tipies uitkom, of wat afloop uit strome en riviere van veral informele nedersettings, maar ook dorpe waar die riolering net nie meer goed werk nie, beland dan in die drinkwater, en dit beland dan op die ou ende in krane en in mense se huise. So, dis eintlik skokkend, want natuurlik hou so 'n tipe besmetting sekere gesondheidsgevare in. Baie definitief. Jy weet, cholera, die cholera geval in Pretoria, Tshwane, so jare wat gelede, is 'n goeie voorbeeld daarvan. Veral in die Wes-Kaap, waar daar nou damme oorstroom is, dorpe se riolering en so is beskadig, kan dit 'n baie groot probleem veroorsaak. Suid-Afrika is eintlik gelukkig dat ons nog relatief min voorvalle hiervan gehad het, maar die rooi vlaggies waai. So, en daai selfde water wat in die skole is ook in ons huise, in ons besighede, by ander gemeenskapsplekke. So, dis maar net toevallig dat ons skole getoets. Ons sou verwag dat mense dieselfde resultate by mense se huise en so sou kry. So dit is 'n rooi vlag. Dis ongelukkig die uitkoms van veral die verval van plaaslike munisipaliteite se waterdienste wat net nie op standaard is nie, en oor baie lang tyd, en water is iets wat dit neem baie lank voordat 'n waterpyp wat lek of 'n rioolwerke, soms neem dit baie lank voordat 'n mens begin sien wat gebeur, maar teen die tyd wat dit gebeur is dit 'n krisis, en dan moet dit as 'n krisis hanteer word. En ons is ongelukkig op daai stadium nou, en ons toetse wys dit. En belangrik nog, ons toetse is ook word eintlik op 'n baie meer wetenskaplike manier bevestig in die departement van waterwese se eie verslag, die druppelverslag soos hulle dit noem, die groen druppel, blou druppel verslag, wat aantoon dat die probleem is eintlik baie groter. So ons data bevestig eintlik maar net wat die regering self oor hulle eie toestand sê. Herman, wat kan ouers en skole self doen as hulle bekommerd is oor die water wat voorsien word aan ons kinders? Kyk, daar's in die eerste plek is bewustheid natuurlik baie goed. Sodra mense weet, kan hulle ten minste nie langer sê ons weet nie, daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. En dis die ding wat ons ook vir jong mense leer. Deur bloot te weet, het hulle alreeds die geleentheid om iets te doen. En daai jong mense is begeesterd. Hulle geniet dis natuurlik lekker om bietjie buite die klas te kom en met proefbuise en goed rond te speel. Maar as hulle eers weet, dan is dit baie lekker om te sien hoe hulle entoesiasties daaroor raak om iets daaraan te doen. Ja. So alle Dit is basies daai gemeenskappe- beginsel van knowledge is power. Baie dankie Herman. Van drinkwater na swemwater. Bly net waar jy is. Ons gesels hier net hierna met 2 junior swemmers wat Suid-Afrika se naam hoog hou.